fret no more for passing wickedness, no more than for the new-mown grass that fades, to leave room for the growth and tenderness of fresh green leaves, the cool inviting glades of my new life in you, my heart's desire. The true sun rises now, and soon the shades, the last black shades of night, will back retire and mix no more with good. Then I will sing the song of my redemption in that choir, where I, whom you have made, at last can bring my song to its beginning and its end. Till then I'll be content with each small thing. Your love provides, and let the rich contend with one another for their fading wealth, for I have found my God and my true friend. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê: hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: kyk, Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê: vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Miskien het jy vandag se skriflesing gesien en gewonder, wat het Saggeus te doen met genesing? So ek wil daar begin. Die mite oor genesing waarmee Saggeus my help is die mite dat genesing net oor een ding gaan. Ons leef daarom in 'n tyd waar ons baie praat oor mental health en ek dink is baie behulpsaam, so ons besef dat ek moet ook kyk na my geestelike, emosionele welstand. Dit gaan nie net oor om fisies nie siek te wees nie, maar genesing dink ek gaan ook oor meer as dit. En hierdie storie herinner my daaraan. Die manier hoe Jesus vir Saggeus ontmoet herinner my daaraan. Ek dink baie keer wil ek graag hê ek moet net een ding kan regstel, een groot knoppie kan druk of draai en dan gaan alles anders volg en in plek val. Maar eintlik op 'n manier misken ek dan hoe ingewikkeld en hoe wonderlik en hoe kompleks my lewe en die lewe eintlik dan is. 'n ander beeld wat my help om dit te verstaan en om anders daaroor te dink is die idee van 'n speletjie, soos 'n game show. Soos 'n reality game show, soos Survivor byvoorbeeld, sal party van die deelnemers maklik dalk of nie, al is dit nie maklik nie, sal hulle goed doen wat heeltemal teen hulle beginsels is of teen hulle karakter is, iets wat net nie is wie hulle eintlik in die gewone lewe is nie. Miskien iemand in die rug steek of iets soos dit. En dan na die tyd dan is gewoonlik 'n onderhoud met 'n kamera en dan sê hulle ja, dit was nou nie wat ek gewoonlik sou doen nie, maar that's the game. Of ons het daai uitdrukking ook, don't hate the player, hate the game. Selfs in sporte wat nou nie vra dat iemand in die rug gesteek word nie en waar sportmanskap hoog geag word, sal ons mense vergewe vir goed wat andersins regtig sleg sou wees. Ons dink net soos aan hoe erg dit is om iemand te tackle in 'n rugbywedstryd. Soos, dis nie grappies nie, maar ons sal nooit, as iemand tackle dat die tande klap, gaan ons nie so sê, daar was 'n slegte ou nie. Ons gaan net sê, wow, goeie tackle, goeie speler, want dit is wat die speletjie toelaat. En hierdie idee het ek raak gelees in 'n boek, The Wellbeing Economy van Lorenzo Fioramonti. Hy's 'n professor in politieke ekonomie. En hy sê dat die ekonomie eintlik soos 'n speletjie ons lewe amper deurdring.
Dis 'n speletjie wat vir ons reëls gee wat anders sou wees as ons die geheelbeeld van mens wees en van die lewe in ag sou neem, maar ons is geneig om hierdie speletjie bietjie voorrang te gee, want op 'n manier voel dit vir ons soos die belangrikste ding of is die ding wat die grootste impak op ons lewens het. Selfs al is die reëls of die speletjie baie keer soort van onsigbaar, het dit 'n manier om ons hele lewe amper te oorheers. En hy stel dit so, hy sê, the game is divided into producers and consumers. All other potential roles you may want to play, for instance, parent, spouse, community member, friend, are not accepted in this game. So wanneer dit so raak, wanneer ek agterkom dat ek dalk so deelneem gedurig aan 'n speletjie, dan maak dit eintlik dat ek dalk iets prys gee. En wat Fioramonti nou sal sê is wat ons dikwels prys gee as 'n samelewing, eintlik amper as 'n aardbol in geheel, is ons welstand. Ons kies keer op keer kies ons makliker welvaart bo welstand. So anders gestel, ons sal keuses maak ter wille van die ekonomiese speletjie om daai speletjie te wen ten koste van baie ander dele van onsself. En ons sien iets daarvan in Saggeus ook. Saggeus is nie so eenvoudig nie. Sy naam beteken onskuldig of suiwer, maar hy's 'n tollenaar. Nou as jy al ooit die Saggeus storie iewers gehoor het, sou iemand waarskynlik vir jou iets gesê het soos, as ek dit kan vereenvoudig, iets soos, niemand hou van tollenaars nie. Hulle byt onskuldige mense uit om hulle self ryk te maak, so hulle verdien om reg gesien te word. En dan in die Saggeus gebeurtenis kom Jesus en hy sien vir Saggeus reg, maar nie op 'n manier wat almal wil hê nie. Wat wil almal hê? So in vers 7 sê dit, almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê hy gaan by 'n sondige man tuis. Dis nou die nuwe vertaling, die 1983 vertaling, maar die 2020 vertaling sê almal wat dit gesien het gemor en gesê hy gaan by 'n sondige tuis. Maar dit is nie hoe Jesus vir Saggeus reg sien nie. Hoe Jesus vir Saggeus reg sien is dat hy hom regtig sien. Selfs hierdie uiteenlopende dele van Saggeus. Hy is 'n tollenaar, maar sy naam beteken suiwer. Jesus sien meer as net dit. Meer as selfs net hierdie paradoks, hierdie teenstelling van sy lewe. Party mense interpreteer die Saggeus storie as 'n slegte ou wat tot bekering gekom het of tot inkeer gekom het. Ander interpretasies neig meer in die rigting van 'n ou wat eintlik nooit so sleg was nie en Jesus het dit net kom uitwys, hy het hom net kom goedkeur. Wat vir my nou opval van die storie as ek dan weer daarna dit weer lees en daarna kyk is dat dit nie die een of die ander hoef te wees nie. Bekeer of goedkeur maak die saak nie, daar's selfs meer. Daar's meer as dit. En miskien was Saggeus skuldig of van dat hy meer wou hê in sy lewe. Dit is definitief een van die groot versoekings van ons tyd, is om net meer en meer en meer na te jaag. En dan wys Jesus vir hom 'n ander meer. Dat hy self, hy wie Saggeus is, baie meer aan hom het, as net hierdie etikette wat hy dra. Onskuldig, tollenaar, sondaar, nog meer. Meer as dit. En hoe doen Jesus dit? Hy noem vir Saggeus op sy naam. So miskien is dit 'n manier vir hom om te herinner aan wie hy regtig is en wat sy naam oor hom sê. En hy gaan in sy huis in. So hy gaan kyk na Saggeus se lewe wat dalk nie vir almal so sigbaar is nie. En dalk selfs waarvan Saggeus vergeet wanneer hy in sy daaglikse doen en late daar in die publiek besig is as die hooftollenaar. Jesus gaan na sy binnelewe toe. En wys dat binne en buite nie afsonderlik van mekaar funksioneer nie. En hy eet saam met Saggeus. Net 'n baie menslike ding om te doen. Om saam met iemand te eet, en om te eet is om jou liggaam te voed, om heilsaamheid in jou liggaam te verwelkom. En skielik is daar 'n groter beeld van hierdie persoon en ons ontdek ook dan 'n nuwe Saggeus. Miskien ontdek Saggeus ook 'n Saggeus wat verlang verlore was.
Nie verlore in die sin van, hy is verlore, hy is sleg, hy moet gered word in daai sin nie. Verlore in die sin van, dis die moeite werd om dit te red. Die dele van myself, van jouself, wat prys gegee word of net een kant toe gestoot word, omdat ek so besig is met een baie belangrike rol in my lewe. Daai dele verdien om raak gesien te word. Daai dele verdien om gered te word. Ons hoef dit nie verlore te laat gaan nie. En dit help ons wanneer ons weer na die groter prentjie kyk. Wat ons nie help nie is wanneer ons net dink aan wat is in, wat is uit, wat is reg, wat is verkeerd. Dit is eintlik baie meer ingewikkeld as dit en dit is wat dit miskien nie so maklik maak nie. Maar dit kan ons tog help. Selfs al is Saggeus se naam iets te maak met suiwer of onskuld, is dit baie keer ons soeke na jy's reg, jy's onskuldig, maar jy's skuldig. Dis daai ding wat ons laat vasval en wat ons weerhou van om die groter prentjie, om die heelheid van menswees te sien. Nora Bolz-Weber sê dit so, sy sê, our purity systems, even those established with the best of intentions, do not make us holy. They only create insiders and outsiders. So wanneer ek agterkom, ek's besig met die speletjie van in en uit, jy is reg, maar jy is weg, dan moet ek versigtig wees, want dit vat my dalk weg van my eie heilsaamheid, eie heiligheid af. En dit maak dat ek nie meer toelaat dat die dele van my wat kompleks en in teenstelling is, dat daai dele aan mekaar raak nie. En dan is dan wanneer iets soos 'n etiket, soos sê nou maar tollenaar of hooftollenaar of wat dit ook mag wees, goed of sleg. As enige van daai idees en rolle my lewe begin oorskadu, dan mis ek uit op 'n deel van of op lewe en op dele van my lewe wat eintlik ook kosbaar is en ek misken eintlik daai kosbaarheid. Richard Rohr skryf oor hoe ons moet ruimte maak en hoe ons moet 'n bewustheid kweek en 'n bewustheid skep van al hierdie dele en om toe te laat dat al hierdie dele van onsself eintlik op 'n manier by mekaar kan uitkom. Want dit is hoe heelheid lyk. Dit is wat ons help om 'n hele lewe te leef of 'n heel lewe te leef, is om selfs die dele wat nie vir ons so toelaatbaar lyk nie, 'n kans te gee langs die dele wat ons eintlik sou verkies. Dit alles saam help ons om heelheid te beleef. So wanneer Saggeus wegbeweeg van hierdie rol van tollenaar af, hy gaan eintlik soos op 'n tipe van 'n side quest. En op hierdie side quest gaan daar 'n hele nuwe lewe vir hom oop. 'n Hele nuwe wêreld gaan vir hom oop. En kom sê ek is 'n side quest, want miskien kan ek eers gou sê ek is mal oor die idee van desire paths. 'n Desire path is die paadjies wat mense en diere uittrap ten spyte van ander paaie wat mooi beplan en uitgelê is. Sê net maar daar's 'n mooi geplaveide paadjie om te stap by 'n mall of in 'n park. As daar iets is weg van daai paadjie af wat 'n kort pad sal vereis oor die gras, dan sal ons 'n paadjie oor die gras uittrap na die plek waar ons eintlik wil wees. En dit gebeur eintlik spontaan en amper, wil ek sê, onbewustelik. En dis was iets so van 'n Saggeus se storie, wat maak dat hy begin wegbeweeg van hierdie hooftollenaar titel af. Spontaan, hy is nuuskierig of hy vir een of ander rede het hy 'n diep begeerte om te sien wie Jesus is en hy hardloop. En party mense sal sê dat hierdie hardloop is eintlik 'n bietjie verspot, kan ook humoristies wees. Dit is nie so eerbaar nie. En net soos wat ons in die verlore seun se storie hoor dat die pa wat hardloop, 'n gesiene man in daai tyd moenie hardloop nie. Moes snaaks gelyk het op met hulle rok, hulle kleed optrek of wat ook al en hulle bene steek aan uit en dan hardloop hulle. Dit kan 'n snaakse beeld wees
maar dit gooi daai belangrike titel, dit gooi dit af, en hy hardloop vooruit. En dan, terwyl hy sy hartsbegeerte volg, dan gaan klim hy in 'n boom. En ek meen, dit is ook seker nie iets wat hy elke dag gedoen het nie, en hy klim in die boom, eintlik ook om weg te kom van sy onvermoë om te sien. Maar dan wanneer hy in daai boom klim, dan sê dit nie meer dat hy vir Jesus sien nie, dan sê dit eintlik dat Jesus hom sien. En dit is presies dan wat alles verander vir Saggeus. Toe Jesus sê, Saggeus, klim af daar, want ek gaan nou na jou huis toe kom, dadelik verander sy hele instelling, bedoelende, hy raak bly, en hy's haastig om weer af te klim, en hy gaan ontmoet vir Jesus. Nog voordat hy alles reg doen, nog voordat hy begin praat oor hoe vrygewig hy is, en hoe hy sal teruggee wat hy vir ander skuld, viervoudig en sovoorts, nog voor dit, lyk sy lewe anders, lyk hy skielik anders as wat ons hom aan die begin van die storie gesien het, net omdat Jesus hom regtig sien. En dan eindig die skrif by Jesus wat sê, vandag het daar redding vir die huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Toe het oor die vrou in die put ook nou onlangs gesê, dis ook waar die heelheid kom, is wanneer sy 'n kind van Abraham genoem word. Dit beteken dat God jou lief het. Dit beteken dat God jou sien in liefde. En Jesus het vir Saggeus raak gesien met hierdie liefde. So ek gaan afsluit met daai idee, hoe kan ons iets daarvan in ons eie lewe innooi? Ek sou sê om boom te klim. Saggeus wat in die boom klim is vir my iets van om te gaan na die deel van jou lewe waartoe jy nie meer gewoonlik gaan nie, of nie sommer sou gaan nie, maar omdat jy 'n diep begeerte het, 'n hartsbegeerte het, om dit te volg, sodat ons vir Jesus daar kan ontmoet, of eintlik sodat Jesus ons daar kan sien, buite daai rolle waarin ons so gewoond is en waarin ons tog so vasklou. Ons iets van boomklim daarin. En terloops, jy kan ook maar gaan lees daar as jy wil, daar's iets in die boomklim en die uitklim, wat party mense gelykstel aan 'n beeld van die kruisiging, omdat die kruis ook baie keer as 'n beeld, as 'n boom beskryf word. Saggeus klim in die boom, en dan klim hy uit, en dan, wanneer hy van die boom af is, dan is daar 'n tipe van 'n opstanding, 'n nuwe lewe wat vir hom begin. En dan, Saggeus word op die naam genoem, hy word geken, maar is asof Jesus hom weer ken, soos wat hy homself nie meer geken het nie, en soos wat ander hom ook nie ken nie. Om ons verhouding met Jesus, en ons ontmoeting met Jesus op 'n daaglikse basis, tyd te maak daarvoor, sodat ons onsself kan ken, soos wat ons so maklik vergeet. En dan, hulle eet saam, daai heilsaamheid en die feesviering, van ek is 'n mens, en ek het ook nodig om stil te staan, en die ander dinge van die lewe te laat staan, en te eet, en om dit te doen saam met ander, en om ander ook raak te sien in dit. Want wanneer ek myself gaan ken as God se geliefde, as 'n kind van God, dan kan ek ander ook sien as kinders van God. En dan miskien die laaste ding is om, wanneer ons die geleentheid het, en dis dalk nie elke dag nie, en dis dalk nie vir almal van ons nie, maar tog, wanneer ek of jy die geleentheid het, om die game to change, om dit ook te doen. Want baie keer is die antwoord ook dat ons net moet onthou, dat ons nie altyd hierdie speletjie wat vir ons uitgedink is, deur die samelewing, deur my eie verwagtinge, of my eie idees, of ander mense se idees. Baie keer het ons die geleentheid om te sê, ek hoef nie meer hierdie speletjie te speel nie. En wanneer ek daai speletjie verander vir myself, verander ek dikwels dit vir klomp mense om my en vir my gemeenskap ook. Dit is ook genesing. Dit is ook heelheid. Kom ons bid saam. God, mag ons U ken, deurdat U ons ken. Mag ons U liefde ervaar, mag ons U lief hê, deurdat U ons eerste lief gehad het. Mag ons U ontmoet in die dele van ons lewens wat ons dalk verlore laat gaan het. Mag ons sien dat dit die moeite werd is om daardie verlore dele weer te ontdek.
wys vir ons wat dit is in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag hierdie tyd saam met ons deurgebring het. Het ons nou vir jou geleentheid om te gee as jy sou wou en jy kan dit doen met die SnapScan kode op die skerm of met die bankbesonderhede op die skerm. En weet net ons waardeer dit baie dat jy ook op hierdie manier deelneem aan dit wat ons by Envia doen en dat jy op hierdie manier ook deel is van ons gemeenskap.